Shalom en welkom by deel 3 van ons studie van die Hebreëse alfabet. Ek wou eerstens die alfabet, die hele reeks doen in 4 dele, maar ek sien dat dit gaan dalk nie so goed uitwerk nie. Ek gaan nou van hier af gaan ek letter vir letter bespreek van die 22 letters, so daar behoort dan sekerlik so 22 of 23 dele te volg van hierdie deel af. En wat ons nou gaan doen is, ons gaan kyk spesifiek na die letter Alef, en ons gaan begin in elke skyfie gaan dieselfde formaat bevat. Ons gaan kyk na die letter, sy naam, Alef, dan sy getalwoorde, dan sy verskillende vorms van modern tot die antieke, die klank van elke letter gaan ons bespreek. Alef is dan 'n stil letter, hy het geen klank nie. En dan ook so 'n bietjie inligting by die letter self, wat bietjie meer die taal en die kultuur en die woord vir jou gaan oopbreek, en jy gaan begin die dieper dinge sien in die taal, in die Hebreëse skrif. En dan gaan ons kyk na 'n paar woorde. Van die woorde sal koneksies hê met die letter self, en dan gaan ek dit verduidelik. Andersins gaan ek maar net vir julle woorde gee wat begin met die spesifieke letter wat ons bespreek. Hierdie gaan almal begin met Alef hier, want ons bespreek nou die letter Alef. En dan kan jy so jou woordeskat opbou, soos ons nou voortgaan. So, Alef is dan ook die eerste letter van die Hebreëse alfabet, en hy het 'n getalwaarde van 1. En hy word so geskryf soos hierdie in die moderne skrif. En van hier af terug, dit lyk amper soos 'n X, as jy nou jouself wil verbeel, ietsie wil gee om aan te dink en te onthou mee. Hier is nou meer van die ouer vorm, en dan hier het ons die Paleo-Hebrew, wat ons noem, en hier kan jy sien, hierdie lyk baie dieselfde soos die nommer 1, die getal 1, en daar is ook baie mense wat geskryf het al, wat ek gelees het, dat hulle sê dat die nommer 1 kom van jou Paleo-Hebrew Alef af, omdat die Alef ook gebruik was vir die getal 1. Dan hierso sien ons hierdie twee lyk soos die kop van 'n os. Nou, enetjie aan die regterkant is enetjie wat nou gevind is op klippe in die Sinai, soos hulle sê in Engels, die Sinai Peninsula, en dit is so 1500 jaar voor Yeshua, 1500 BC soos hulle sê. Toe is daar hierdie tipe, wat hulle nou gedateer het terug na toe. So dit is nogal 'n baie ou vorm van skryf, en hier is net 'n mooier weergawe. So dis die kop van 'n os, dis die beeld van die eerste letter, die letter Alef. En ongelukkig het ons vandag nie meer 'n klank vir hierdie letter nie. Ons kan natuurlik bespiegel en aanneem dat die klank dalk 'n vokaal klank was, 'n A, 'n tipe klank, maar dit is baie meer in die keel gemaak, so in die keel. Maar vandag het ons hom as 'n stil letter. Dit beteken dat daar is geen klank aan die letter op sigself nie, wanneer daar vokale, soos julle hierso gaan kyk, hierdie kolletjies en hierdie kolletjies met die streepies, en dat dit onder of by die letter gesit word, dan is daar hierdie klank wat die letter dan kry. So, maar vir die van julle wat nou graag verder wil studeer, gaan later aan sien, dit raak eenvoudig om dit te verstaan. Vir baie mense, heel eerste keer, as hulle hoor, daar is 'n Hebreëse letter, maar het geen klank nie, dan dink mense, nou, hoe op eerste aarde het jy 'n letter met geen klank nie? Dit maak ons nou nie sin nie. Dit doen nie, dit maak nie sin vir die begin nie, maar as jy soos ons aanhou studeer, dan begin die prentjies vir jou saamkom, en dan begin jy sien, die groter prentjie. So dan gaan ons kyk na, ek het nou hier so 'n paar boetie-sissie woorde van die letter Alef. En hier is Aluf, dis die Hebreëse woord vir os. Dit gee ons nou 'n bietjie meer insig oor hierdie woordjie, dat as sy boetie woordjie Aluf os is, dan weet ons, Alef het iets te doen met 'n os. En Psalm 144 vers 14 kan julle dit so kry, dat die woordjie Aluf vertaal word daar as os. Dan het ons die woordjie Elef, en Elef is die Hebreëse woord, Bybelse Hebreëse woord vir 1000, vir 1000. En in Genesis 20 vers 16 kan jy dit gaan opsoek daar in jou vertaling, wat ook al vertaling jy gebruik. En hier sien ons die duidelike konneksie tussen 1 is gelyk aan 1000. 1 en 1000 is in verhouding met mekaar as gevolg van die letter Alef, wat gebruik word vir die nommer, die getal 1, en dan ook sy boetiewoordjie Elef, wat die woordjie 1000 is, die getal 1000. En daar sien ons 1 en 1000. So as mens byvoorbeeld 6 Alefs langs mekaar so geskryf het, dan kon elkeen verteenwoordig die nommer 1, die getal 1, of dit kon verteenwoordig het 1000 aan 2000, en soos jy aantel 1000 vir elke Alef. Dan gaan ons na die Hebreëse werkwoord toe, alaf,
En alaf is om te leer deur saamgebind te word. Spreuke 22 vers 25 sal jy dit daar kan kry, om saamgebind te word. Nou dis nogal interessant, want hierdie is nie enige saambind nie, hierdie is die konsep, as ek het so kan verduidelik, is van jonger os en 'n ouer os. En die ouer os leer die jonger os hoe om te ploeg in die veld, maar hulle moet saam vasgejuk word. Stuk hout wat oor hulle altyd se skouers gesit word, altyd se rug, en hulle word saam vasgebind. En dan gebeur dat sodra die ouer os begin ploeg, dan met die jonger os saamkom. Dan leer die jonger os hoe om te ploeg in 'n reguit lyn, hoe om te stap, soos die ouer os al wat ervare is. En dis dieselfde konsep wat Yeshua vir ons gee in die Nuwe Testament, in die Messiaanse geskrifte. Ek wil meer van daai term, in die Messiaanse geskrifte, waar Yeshua sê, neem my juk op julle, my las op julle, want my juk is sag en my las is lig, en leer van my. En hy is 'n rabbi gewees wat nou disippels leer. So dis 'n baie mooi landbou konsep wat jy kan gebruik vir mense om te sê, kom en stap saam met my, en sien wat ek doen, en leer van my, en dis nogal baie interessant, dat Yeshua daai spesifieke bewoording so gebruik het, omdat hy 'n rabbi is. Nog 'n konsep, nog iets wat ek wil bylas by hierdie konsep van Elef, is Psalm 90 vers 4, die Psalm van Moses, van Moshe, skryf hy daarso en hy sê, 'n dag is soos 1000 jaar by Jahwe, by die Here is 'n dag soos 1000 jaar. En Petrus kom en hy haal daai stuk aan in die Messiaanse geskrifte, in een van sy briewe wat hy skryf, en hy sê daar dieselfde ding, 2 Petrus 3, sê daar dat 'n dag is soos 1000 jaar. En interessant genoeg, ons gaan kyk na Genesis 1, net na hierdie volgende skyfie, dan gaan ons kyk na Genesis 1, dan gaan ons bietjie kyk, hoe kan ons daai konsepte terugbring na die eerste versie toe. Want Jesaja 46 vers 9 en 10 skryf Jesaja, en hy kry 'n woord van Vader af, en hy sê daarso, dat Vader sê vir hom, dat ek het die einde verklaar deur die begin. In die Hebreëus is dit letterlik, Magid Mereshit Acharit. Ek verklaar vanuit die begin die einde. Mereshit, vanuit die begin die einde Acharit. En dit beteken dan as ons teruggaan na die begin toe, wat die skepping is in Genesis 1, Genesis 2 en Genesis 3, die begin van alles, dan behoort ons die einde van alles te sien, binne-in die begin, maar weggesteek, want dit moet uitgehaal word, dit moet verklaar word uit die begin uit. En as ons dan die hele skrif vat as 'n geheel en ons kyk na alles saam, dan behoort ons te sien, wat is Vader besig om te sê vanuit die begin. So, die eerste Hebreëse woordjie hier so links, is die woordjie ani, en dis sy verklanking, hoe hy basies kan geskryf word in Afrikaans, so dat jy dieselfde klanke kan weergee wat in Hebreëus is. Ani, en dit is die woord vir ek, die eerste persoon, ek, ani. Dan het ons die woordjie echad, so ek skryf die CH langs mekaar, om die g-klank te verteenwoordig, omdat ek later wanneer ons kom by die gimel, die derde letter, dan gebruik ek die G om 'n G-klank aan te dui. So die CH, vir almal, is die G-klank, echad. En dis die Hebreëse woordjie vir een en eenheid. En as jy hom gaan opsoek in die Bybel, as jy konkordansie het, gaan kyk oralste waar echad gebruik word, en gaan kyk na die hele konteks, dan gaan jy sien, een en eenheid kan baie goed saamgaan. Yachad, as jy die alef hierso vervang met 'n ander lettertjie, met die letter Jod, dan het jy die woordjie vir eenheid, soos byvoorbeeld gebruik word in Psalm 133 vers 1, Yachad. Okay, dan het ons die woordjie Elohim. Elohim word vertaal in, sover ek gesien het, alle normale standaarde vertalings as God. Maar God is nie 'n baie goeie vertaling vir die woord Elohim nie, weens dat God is 'n abstrakte term, dis 'n abstrakte konsep. Baie mense, almal het hulle eie idee van wat 'n God is, en 'n beter vertaling daarvan sal wees 'n magtige een, omdat Elohim nie net gebruik word vir God nie. As jy gaan kyk na, as jy weer eens 'n konkordansie gebruik, ek hou baie van 'n konkordansie, dit wys vir jou nogal uit hoe die vertalers self gekies het, hoe om sekere woorde te vertaal in sekere kontekste, dat nie een woordjie
die hele tyd dieselfde oor vertaal is nie. En dit is waar, nie elke Hebreëse woord kan jy net met een woord vertaal in Afrikaans of Engels nie, maar daar is sekere standaarde wat mens moet handhaaf, en sodra jy die woord nie meer vertaal volgens sy standaard vertaling nie, sou ek aanraai dat as 'n vertaling moet iemand wat 'n vertaler is, moet net inskryf vir jou daarso, 'n nota, hoekom hierdie woordjie nou so vertaal word. Byvoorbeeld in Exodus 7 word die woordjie Elohim, wat vertaal word as God, word dit daar vertaal in Exodus 7 as God, maar het praat van Moses, dat Moses sal 'n God wees vir Farao, en dat sy broer Aaron sal sy profeet wees, sy mondstuk, iemand van hom praat. Dan as jy gaan na Exodus toe, hoofstuk 21, dan kry jy die woordjie Elohim weer, maar dan word het vertaal in sekere vertalings as die rigters. Maar dis die woordjie Elohim. En mense sou dink hulle is om vertaal as God daar, maar Elohim kan ook net so gebruik word as 'n titel vir mense. En dit word vir ons gewys met Exodus 7 en Exodus 21, dat 'n mens kan 'n magtige een wees. Nie 'n God met die konsep van iemand wat onsterflik is, wat alle mag het in die heelal, en wat geestelik is, wat nie kan gesien word nie, ensovoorts, maar een wat 'n leierskap het, 'n leierskap-eienskap het, 'n autoriteit het, en wat mag het. En so kan enigiemand, 'n koning kan 'n magtige een wees, 'n goeie soldaat wat baie sterk is, soos Dawid se magtige soldate. Hulle kan 'n magtige een genoem word, net omdat hulle mag en autoriteit het. Hulle meer mag en autoriteit as die algemene persoon, en daarom kan die woordjie Elohim aan hulle toegeëind word. En Elohim is ook in Hebreëus, as jy hulle gaan sien, die im aan die einde, daai im, gee vir ons die Hebreëse manlike meervoud. So letterlik, dis hoekom hierdie met letterlik vertaal word as magtige ene, in die meervoud, as ek het nou so kan sê, dit klink snaaks, gode, word hierdie ook baie keer vertaal as. So dis in die meervoud vorm. Eloha is dan die enkelvoud, maar Elohim is meervoud, vir die wat nou dit nou geweet het. Ok, so hier sal het ons Genesis 1 vers 1. En ons het Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Dis nou net die mooi woord vir woord van Genesis 1 vers 1. En ek het, soos julle kan sien, het ek hier so gemerk, daar is 6 alefs in Genesis 1 vers 1. Nou, as alef verteenwoordiger kan wees van 1000, die konsep van 1000, dan kan hierdie ook, dan 6 alefs kan dan ook verteenwoordig 6000, miskien 6000 jaar, want as mens gaan kyk daarna, dan sien ons daar 6 dae van skepping en die 7de dag van rus. En as elke dag van skepping verteenwoordig kan wees van 1000 jaar, dan is daar 6000 jaar vir die mens, en die 7de dag, wat die 7000ste jaar aan 'n teenbeeld is die 1000 jaar van vrederyk, die 1000 jaar van die Mashiach, wat op die aarde gaan regeer, vanuit Jerusalem. Bevakasha Elohim, jy weet, please God, maar God het asseblief gou bring dat die Mashiach kom, en kom regeer uit Jerusalem uit. Maar hier is net ietsie wat ek vir julle bewys, dat as mens verstaan hoe die alfabet werk, en hoe die woorde se konneksies werk, en wat jy kan sien, wat dieper is, wat jy nie net lees met versies en versies met mekaar vergelyk nie, maar wat jy nou kan sien as jy die taal ken, en jy kan begin dieper dinge sien in die taal en in die skrif, dan begin sulke dinge vir jou uitstaan, en dan begin jy na elke woordjie kyk anderste. Dan begin jy kyk na elke woordjie, wat is daar wat ons nou raak lees die eerste dag, maar op die tweede dag, as ons dit weer lees, dan sien ons iets dieper raak. So, daar is die 6 alefs in Bereshit en Genesis 1 vers 1, en ek glo dat kan 'n sterk beeld wees, dalk 'n skadubeeld van dan wat in die 6 dae van skepping gaan verduidelik word, en dan wat vir ons dan 'n groter skadubeeld vorentoe is, van die 6000 jaar van mens op aarde. Ok, hier is dan hoe ons die alef kan skryf. Van links bo, strek jy streepie regs onder toe, van regs bo, skynstreepie na die middel toe, verskoon my, van links tot regs onder, van regs tot links onder, en dan daar van die middel af, dis 'n bietjie bo die middel, af so. Dis hoe jy die alef kan skryf, en die van julle wat die handleiding het, wat ek saamgestel het, hierdie is dan ook heel agter die handleiding,
die stap vir stap hoe om die elke letter, hoe om die alfabet te skryf. So, daar is die alef.